Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Baie dankie vir almal wat elke week inskakel, almal wat ook 'n lekker kommentaar lewer. Ek geniet dit om al julle kommentare te lees onderaan. Ons gaan hierdie week 'n paar temas hanteer wat ek dink julle graag oor kommentaar sal belewer, soos die nuutste oor die oorlog in Oekraïne, gebeure in Amerika, die ontplooiing van die Amerikaanse weermag in die Karibiese See, die militêre opbou in Venezuela wat natuurlik daarmee saamval. Nog 'n interessante militêre opbou waaroor ek 'n bietjie hierdie week wil gesels, die vernuwing van die Duitse weermag en interessante verwikkelinge daar, maar natuurlik die groot storie oor die volgende paar dae sal sonder twyfel die G20 beraad wees wat in Johannesburg sal plaasvind. Nou, ek wil nie noodwendig praat oor die G20 beraad en wat daar gaan gebeur nie. Dit is iets waaroor daar sekerlik op baie plekke en ook hier op Marula Media heel wat berig sal word, maar dit is belangrik om toch te gesels oor die konteks van die G20 en om te verstaan waar die G20 vandaan kom en hoe dit dan nou gebeur het dat die G20 beraad vanjaar in Johannesburg in Suid-Afrika plaasvind. Nou die G20 is in 1999 opgerig, interessant genoeg as 'n vergadering van ministers van finansies, dan nou van die grootste geïndustrialiseerde ekonomieë in die wêreld, baie spesifiek met 'n fokus om eintlik so 'n bietjie 'n brug te bou tussen jou tipiese demokratiese westerse lande wat in die G7 natuurlik georganiseer is, en dan nou ook die globale suide. So die G20 was duidelik met die doel dat jou groot ekonomieë in die wêreld bymekaar moet kom, eintlik die ministers van finansies, en dat hulle moet praat oor regulasies, reëls, uitdagings, internasionaal ekonomiese uitdagings. Dit gaan oor krisisbestuur, beleidskoördinering, belastingkoördinering natuurlik in die wêreld. Daar is natuurlik al in die 1990s 'n uitdaging geïdentifiseer met belastingontduiking in die wêreld. Al daardie soort van internasionale finansiële beleidskwessies moes eers gekoördineer word. En dit is toe presies wat in 1999 gebeur het met ministers van finansies van 'n groep van lande wat bymekaar gekom het. En natuurlik die interessante dat Suid-Afrika aan die begin ingesluit is in die G20. Nie omdat Suid-Afrika een van die 20 grootste ekonomieë in die wêreld was nie, maar wel omdat daar 'n Afrika-land ingesluit moes word in hierdie G20 groepering. Dit is natuurlik 'n werklikheid dat die 52 Afrika-lande basies 'n kwart van die lande in die wêreld uitmaak en in die toekoms natuurlik 'n baie belangrike internasionale rol sal speel in die globale ekonomie. Maar ons weet ook, daar is nie 'n Afrika-land wat onder die top 20 ekonomieë in die wêreld tel nie, om die waarheid te sê, daar's nie 'n Afrika-land wat onder die top 30 ekonomieë in die wêreld tel nie, maar in 1999 was Suid-Afrika gemaklik die grootste ekonomie in Afrika. En Suid-Afrika natuurlik die land met die beste of mees geïndustrialiseerde ekonomie, bes ontwikkelde ekonomie in terme van sy finansiële sektor en sy ekonomiese kapasiteit om dan nou internasionaal mee te ding en in internasionale forums deel te neem. So Suid-Afrika het in die 1990s tipies internasionaal daardie rol ingeneem op verskeie forums, ook by G7 berade waar Suid-Afrika eintlik maar standaard deelgeneem het en 'n rol gespeel het. So Suid-Afrika van die begin af deel van die G7, iemand soos Trevor Manuel, wat tydens die Mbeki jare natuurlik Suid-Afrika se minister van finansies was, wat 'n baie sterk rol gespeel het binne die G20. Teen 2008 het dit natuurlik heeltemal begin verander en het dit 'n leiersberaad begin raak. Anders as net ministers van finansies, presidente van reservebanke, leiers van die Wêreldbank en die Internasionale Monetaire Fonds en so aan wat dit bygewoon het, en het dit regtig dan 'n leiersberaad geraak van jou groot ekonomieë in die wêreld. Met ander woorde, staatshoofde het een keer 'n jaar bymekaar gekom by 'n G20 beraad en het dan oor die belangrikste
finansiële uitdagings in die wêreld begin vergader en dikwels ook probeer om ooreenkomste te bereik en dan 'n verklaring daaroor na so 'n 2 dag lange beraad uit te reik. So, ons het dan oor die jare hierdie leiersberade gesien en natuurlik daar reg aan die begin eintlik toe hierdie leiersberade begin plaasvind 2008, 2009, 2010 was daar 'n baie sterk fokus op die internasionale finansiële krisis, die krisis in Amerika, die krisis in Europa, al die gevolge wat dit vir die res van die wêreld ingehou het. In die periode tussen 2010 en 2020, mense sou sê, met ander woorde amper die periode in die naderdraai van die finansiële krisis tot voor die COVID-19 pandemie, was daar 'n baie sterk fokus op 'n beweging na multilateralisme. Dit is iets wat natuurlik gedryf is deur die globale suide, veral die lande soos Indië, Rusland, China, Brasilië, maar natuurlik ook Suid-Afrika, waar daar gesê is ook wanneer ons praat oor finansiële en ekonomiese kwessies internasionaal, dan moet ons kyk na 'n multilaterale bedeling, waar daar soort van multilaterale ooreenkomste gesluit moet word oor belangrike kwessies wat almal dan nou internasionaal in terme van die wêreldekonomie raak. So 'n interessante beweging wat daar in daardie 10 jaar plaasgevind het. Toe kom die COVID-19 pandemie natuurlik, daar kan nie fisiese berade plaasvind nie. En daarna het ons nou eintlik gesien dat daar 'n herskikking in globale verhoudinge is, 'n nuwe magstryd in die wêreld en 'n groot vraagstuk oor of hierdie idee van multilateralisme of dit werklik waar in 2025 en hierna natuurlik nog sal suksesvol gaan wees. Ons het die magstryd tussen Amerika en China en natuurlik president Donald Trump wat sy terugkeer tot die Withuis gemaak het en alles wat daar omtrent saambeweeg. En dit bring ons dan nou by die G20 beraad van 2025. Nou, dis natuurlik vir Afrika baie belangrik. Verlede jaar is ook besluit dat die Afrika-Unie nou amptelik 'n lid is van die G20, wat die dinamika bietjie verander, né? Want tot nou was Suid-Afrika eintlik die enigste permanente rolspeler uit Afrika binne die G20. Maar onthou, Suid-Afrika is nie meer die grootste ekonomie in Afrika nie. Ons sien dat ander ekonomieë groei, soos Nigerië en Egipte, maar daar is natuurlik ook ander lande wat sterk na vore begin tree, 'n land soos Ethiopië, Kenia wat groei, nog nie heeltemal daar in terme van grootte nie, maar wat internasionaal almal 'n baie sterk rol begin speel. En dan die groot vraag oor die Afrika-Unie, wat soos die Europese Unie natuurlik 'n groter rol wil speel in internasionale koördinering. So, die G20 beraad wat vanjaar vir die eerste keer op Afrika grond plaasvind in Suid-Afrika, in Johannesburg, maar dan ook 'n groot vraagstuk oor, kan 'n G20 beraad nog regtig 'n verskil maak? Kan 'n G20 beraad besluite neem wat uiteindelik uitgevoer kan word? En miskien was daar 'n tyd wat presies dit gebeur het. Die globale finansiële krisis 2008, 2009, 2010, daardie tyd was daar spesifieke besluite wat geneem is wat sonder twyfel 'n groot internasionale soort van verlangsaming van die ekonomie, maar selfs 'n depressie verhoed het. So daar was sekerlik in die verlede tye waarin die G20 dan daardie tipe rol gespeel het. Kan dit in 2020 plaasvind? Dis wat ons moet sien. Suid-Afrika wat natuurlik 'n sekere agenda wil deurvoer. Ek dink die agenda gaan baie sterk fokus op Afrika se skuld. Die feit dat Afrika lande so 'n reuse skuldlas het, in totaal kollektief. As ons na die 52 Afrika lande kyk, is daar omtrent 'n 80% skuldlas tot bruto binnelandse produk. Nou dit is 'n reuse probleem, want vir Afrika lande is skuld dikwels duur. En dis baie moeilik om terug te betaal, en ons weet hoeveel Afrika lande sukkel met hulle skuld. So ons kan verwag by vanjaar se G20 beraad dat daar 'n sterk dryf gaan wees deur die Suid-Afrikaanse regering, maar ook die Afrika-Unie en ook ander Afrika lande wat dit gaan bywoon, soos die leiers van Egipte en Nigerië, vir 'n dryf in skuldverligting.
dat Afrika lande se skuld afgeskryf moet word gedeeltelik, of dat die rentekoerse daarvan verlaag moet word, of dat dit geherstruktureer moet word. So, ten spyte van al die mooi woorde van volhoubaarheid en solidariteit en al hierdie dinge wat gebruik word, verwag 'n sterk tema rondom Afrika se skuld en Afrika se skuldprobleme. Maar nou weet ons, Donald Trump gaan nie die G20-beraad bywoon nie. En Amerika is die magtigste land in die wêreld, die invloedrykste land, polities, ekonomies, militêr. En Amerika gaan nie net sy president nie stuur nie, maar gaan geen afgevaardigde by die G20-beraad hê nie. Hoe neem jy 'n wesenlike internasionale ekonomiese besluit met Amerika wat afwesig is? Amerika het ook groot invloed by die Wêreldbank, by die Internasionale Monetaire Fonds en by verskeie ander internasionale instellings. So dit is 'n bietjie ondenkbaar om te dink dat daar werklik waar by vanjaar se G20-beraad wesenlike besluite geneem kan word indien die VSA afwesig is. So dis 'n een belangrike punt. Ons het nou ook gesien dat Javier Milei, die president van Argentinië, sy onttrekking aangekondig het. So nog 'n belangrike land, waarskynlik nou Amerika se nouste bondgenoot in Suid-Amerika, wat ook onttrek het aan die G20. Ons weet reeds dat Vladimir Putin, die Russiese president, nie teenwoordig sal wees nie. So dis nou amper al -3. Minus Putin, minus Trump, minus Milei. En dan is daar sekerlik nog goeie rede om te wonder of die Chinese president teenwoordig gaan wees. Daar is 'n sterk rede om te glo hy gaan miskien nie dit bywoon nie. En dan natuurlik ook vraagstukke oor of Sanae Takaichi van Japan nie gaan wees, Giorgia Meloni van Italië. Ja, ons sal moet sien teen die tyd wat die G20-beraad in Johannesburg begin, watter van hierdie leiers teenwoordig sal wees. So ja, 'n groot ophef, groot geleentheid vir Suid-Afrika, miskien bietjie van 'n verspeelde kans om die mooi van Suid-Afrika te wys wat baie lande in die verlede gedoen het. Ek het van die begin af gesê dit sou definitief slimmer gewees het om hierdie beraad in Kaapstad aan te bied, of as jy dit dan nou nie in 'n DA-beheerde stad wil gaan aanbied nie, sou die noordkus van Natal opsie gewees het, noord van Durban, waar daar in elk geval 'n goeie internasionale lughawe is. Maar nou ja, dit vind uiteindelik wel by Nasrek in die lelike Johannesburg plaas. Ons sal maar moet sien presies hoe die regering dit gaan aanbied. Dit bly 'n goeie geleentheid vir Suid-Afrika, maar waarskynlik 'n G20-beraad waar daar baie gepraat gaan word en uiteindelik min besluit sal word. Baie mooi beloftes wat gemaak sal word, miskien deur Europese leiers, selfs dalk deur die Chinese en wie anderste ook al. Die groot vraag is of daar regtig waar 'n soort van konsensus tussen leiers sal wees oor baie spesifieke kwessies. En natuurlik Suid-Afrika wat 'n Afrika-agenda gaan dryf, beleggings in Afrika, afskryf van Afrika skuld. Ek kan moeilik sien dat so iets by vanjaar se G20-beraad besluit kan word. So, kom ons wees eerlik, waarskynlik 'n beraad van baie woorde en min wesenlike besluite. Dan die nuutste oor die oorlog in Oekraïne. Ons praat nie meer elke week oor die oorlog in Oekraïne nie, maar daar was natuurlik die afgelope tyd belangrike verwikkelinge gewees. Rusland wat 'n reuse offensief die afgelope paar weke uitgevoer het om beheer oor die stad Pokrovsk te kry. Dit is nou in die Donetsk-streek. 'n Baie belangrike stad wat eintlik in 'n groot mate verwoes is die afgelope weke, maar daardeur kry Rusland toegang tot die res van die Donetsk-streek. En sal Rusland waarskynlik makliker oor die volgende paar weke en maande die dele van Donetsk wat nog nie deur Rusland beheer word nie, ook kan aanval en kan beset. Ons moet eerlik wees, Rusland is die afgelope tyd op die voorvoet. Daar's duidelike bewegings in sommige streke waar Rusland die oorhand begin kry, en dis nie net in Pokrovsk en in Donetsk nie. Ons het in die afgelope paar dae gesien dat Rusland uit die Zaporizhzhia streek of dat hulle daar ook sukses behaal, dat Oekraïne eintlik van sy eenhede onttrek het
net uit klein streke, dis natuurlik meer in die suide van Oekraïne. So die Russiese weermag wat 'n bietjie sy strategie verander het. Hy probeer nie meer veg op 'n lang oorlogslinie van oor die 1500 kilometer nie, maar voer egter baie meer getekende offensiewe uit in Oekraïne wat op die agtervoet is. Oekraïne se weermag wat onder geweldige druk verkeer en wat duidelik uit sekere gebiede begin onttrek. En dit plaas natuurlik baie druk op die weste wat tot nou toe Oekraïne ondersteun het. Rusland wat 'n geweldige aanslag met hommeltuie byvoorbeeld uitvoer, hommeltuie wat in Iran vervaardig word, wat in China vervaardig word, en Rusland wat geweldige toegang daartoe het. En die weste, die vraag is, sal die weste met ander woorde nog meer doen om Oekraïne te ondersteun, om meer wapens en ammunisie te lewer aan 'n Oekraïense weermag wat tans op die agtervoet verkeer. Nou, om nog meer te druk te plaas op Oekraïne, was daar die afgelope paar dae ook verskeie skandale oor korrupsie. Nou ons weet, Oekraïne is 'n redelike korrupte land. Dit was 'n korrupte land voor die oorlog gewees, na die einde van die Sowjetunie, was daar maar altyd reuse uitdagings met regeringskorrupsie in Oekraïne. So Oekraïne se president Volodymyr Zelensky wat sukkel met 'n uitdaging om korrupsie te beveg in sy regering en dan ook nog sy weermag te ondersteun om uiteindelik wel die oorlog teen Rusland te kan voer. So nie 'n baie goeie tyd vir Oekraïne nie. Die groot vraag is, wat is Amerika en president Donald Trump se volgende skuif? President Trump wat vandat hy ingehuldig is in Januarie as president van voorneme was om hierdie oorlog tot 'n einde te bring. Die probleem waarskynlik is dat Trump hierdie oorlog benader het soos wat hy ander konflik benader het en waar hy baie suksesvol was om 'n einde te bring aan die konflik in die Gaza-strook, maar ook die tussen Azerbaijan en Armenië, tussen Thailand en Kambodja en baie ander konflikzones. Maar die probleem is natuurlik hoe Vladimir Putin die oorlog in Oekraïne beskou. En ons moet onsself net weer daaromtrent herinner. Voor die oorlog begin het in Amerika, Rusland oorlog verklaar het 3,5 jaar gelede teen Oekraïne, het Vladimir Putin 'n redelike lang opstel geskryf oor Oekraïne, waarin hy gesê het dat hy Rusland en Oekraïne, of die Russiese volk en die Oekraïense volk, eintlik as een volk beskou. En dat hy glo dat Vladimir Lenin eintlik hierdie verdeeldheid geskep het deur 'n soort van aparte Oekraïense land binne die Sowjetunie te skep, en dat hy eintlik glo dat dit tot 'n einde moet kom, dat die Oekraïense volk weer ingelyf moet word by die Russiese volk. En Putin wat natuurlik hierdie denke gaan haal, en as jy self gaan lees, en mens kan maar net gaan lees wat Putin geskryf het, dan gaan haal hy hierdie denke natuurlik by groot historiese Russiese figure uit die geskiedenis van die groot tsars van Rusland, by wie Putin natuurlik gaan opdie, Pieter die Grote, Ivan die Verskriklike, Katrina die Grote. Dis die mense wat almal geglo het dat dit wat vandag Oekraïne is, absoluut die westelike front van Rusland moet wees, die frontlinie van Rusland moet wees, waar Rusland eintlik dan die grens trek tussen homself en Wes-Europa. So daar's 'n historiese lyn wat deur Vladimir Putin getref word, 'n baie sterk soort van imperialistiese denke. En dis vanuit hierdie denke wat Rusland die oorlog tans voer. Oekraïne moet uitgeput word, die Oekraïense weermag moet by 'n punt kom wat hulle eintlik net nie meer kan veg nie. En ons sien tekens daarvan in Zaporizhia, dele van Donetsk, waar Rusland eintlik tans daarin slaag. En dan moet die Oekraïense ekonomie op sy knieë gedwing word. En dit is hoekom Rusland voortdurend elke week hierdie lugaanvalle uitvoer op energie en ander infrastruktuur in Oekraïne. En wanneer jy by daardie punt kom dat Oekraïne eenvoudig net nie meer kan nie, dan beset jy die land, dan neem jy die land oor. So, ek sien eintlik baie moeilik tans 'n scenario waar die Amerikaanse president regtig vir Vladimir Putin gaan dwing om in te stem tot een of ander skietstilstand-ooreenkoms, om hom eintlik te dwing tot een of ander vredesooreenkoms, behalwe sou Amerika natuurlik baie meer betrokke raak deur baie meer wapens aan Oekraïne beskikbaar te stel waarmee hulle aanvalle in Russiese grondgebied kan uitvoer en die sanksies natuurlik verder verdien
gebied wat Rusland meer onder druk plaas. Die Russiese ekonomie is onder druk, daaroor is daar geen twyfel nie. Inflasie is hoog. Dis baie duidelik dat daar in dele van Rusland groot uitdagings is, reeds groot brandstoftekorte begin ontstaan, en dat Rusland nie vir altyd kan volhou met die soort van oorlogsekonomie nie, maar vir nou kan hulle. Al wat dit gaan verander is 'n baie riskante strategie van die Amerikaners met meer sanksies en meer wapens aan Oekraïne. Dit sal natuurlik in Oos-Europa die risiko's vir groter konflik heelwat verhoog. Maar ons het duidelik die afgelope week gesien en die afgelope paar dae dat Rusland suksesse begin behaal in verskeie streke, veral Zaporizhia en Donetsk in die ooste van Oekraïne, en ons moet dit dophou. Daar's duidelike tekens dat Rusland tans op die voorvoet verkeer. Die volgende waaroor ek graag met julle wil gesels is die gebeure in die Karibiese See. Ons het die afgelope paar weke gesien hoe die Amerikaanse weermag toenemend sy teenwoordigheid in die Karibiese See en al hoe nader aan Venezuela begin uitbrei het. En dit natuurlik nadat president Donald Trump opdrag gegee het dat die Amerikaanse weermag aanvalle moet uitvoer op skepe wat dwelmmiddels vanuit Suid-Amerika na die VSA vervoer. Nou daar was nou al aanvalle op byna 20 van hierdie skepe, meer as 70 mense wat in hierdie aanvalle dood is, en nou is die vliegdekskip, die Gerald Ford, wat regtig waar een van die mees indrukwekkende vliegdekskepe van die Amerikaanse weermag is, ook onderweg na 'n gebied baie naby aan Venezuela. Nou daar is reeds groot militêre teenwoordigheid in die gebied, en die afgelope week het Venezuela nou aangekondig dat hulle weermag op 'n gereedheidsgrondslag plaas. Hulle is besig met 'n massiewe ontplooiing van grond, lug, vloot, magte wat onder andere missiele kan afvuur, en soldate en selfs bystandsmagte in Venezuela wat in die afgelope paar dae op 'n gereedheidsgrondslag geplaas is. Nou, hoe ver Venezuela oor die vermoë beskik om regtig oorlog te kan voer, dit sal ons moet sien. Dit is 'n land wat natuurlik gebuk gaan onder reuse ekonomiese probleme ten spyte van sy al sy hulpbronne, sy minerale hulpbronne, en die feit dat Venezuela eintlik oor 'n reuse reserve van olie en gas beskik, is dit 'n land met groot uitdagings. So die vraag oor militêre kapasiteit is 'n geldige vraag. Die vraag is natuurlik ook tot watter mate die VSA regtig 'n soort van regimeverandering in Venezuela wil dryf. Die Trump-administrasie is duidelik oortuig daarvan dat die huidige Venezuela regering duidelik onder druk verkeer, dat hulle geïsoleer is in Suid-Amerika, en dat daar 'n kans is om 'n soort van operasie van watter aard dan ook al daar uit te voer. Daar's beweringe dat die CIA reeds baie sterk betrokke is in Venezuela, maar die vraag is, sal Amerika militêre aanvalle op Venezuela se grondgebied uitvoer? Dit weet ons nie. Dit is iets waaroor ons moet bespiegel, dit is iets wat interessante nuwe wending sal wees. Trump wat eintlik 'n baie meer soort van gereserveerde houding ingeneem het aanvanklik, maar ons het gesien dat toe dit nodig was, Trump nie geskroom het om aanvalle in Iran uit te voer op Iran se kernaanlegte nie. Nou is die vraag, is Trump bereid om militêre aanvalle in Venezuela uit te voer? Oor die volgende paar weke sal dit baie interessant wees. Die verwagting is waarskynlik dat hierdie aanvalle op smokkelbote sal voortgaan, en dat dit waarskynlik so 'n bietjie van 'n sein sal uitstuur aan Venezuela, en dat oppositiegroepe in die land waarskynlik ook ondersteun sal word in 'n poging om dan die huidige regering daar tot 'n val te bring. Nou, ons moet eerlik wees, die huidige regering in Venezuela van Nicolás Maduro is 'n diktatuur. Dit is 'n anti-westerse mag, 'n anti-Amerikaanse mag. Dis 'n mag wat enige oppositie geweldig onderdruk. Die vervolging wat daar plaasgevind het die afgelope paar jaar van oppositieleiers van die burgerlike samelewing, dit is omvattend, so dit verstaan 'n mens. Amerika se agenda is nog 'n bietjie onduidelik om presies dit te verstaan en tot watter mate Amerika bereid is om verder te gaan bloot as 'n agenda om dwelmsmokkelary na Amerika te stuit. Mense kan almal
verstaan dat Amerika die smokkel van dwelmmiddels wil staait, die FSA wat die afgelope maande baie suksesvol was om die vloei van dwelmmiddels oor sy grens met Mexiko teen te werk, maar ons weet ook van hierdie bote wat beide van die Atlantiese Oseaan en die Stille Oseaan gebruik maak om dan nou uiteindelik dwelmmiddels na die FSA te smokkel. Dis nie net Venezuela wat hier skuldig is nie. Colombia is ook baie skuldig hier. Lande in Sentraal-Amerika is baie skuldig hier. En die vraag is tot watter mate hierdie militêre operasie dan nou uitgebrei sal word. Maar die feit dat die Amerikaanse weermag bereid is om 'n vliegdekskip soos die Gerald Ford na die gebied te stuur, verskeie ander van sy vlootskepe, 'n hoë teenwoordigheid hê ook van sy lugmag. Dit is baie interessant. Ons sal sien hoe dit dan nou oor die volgende paar weke uitspeel. Die afgelope week het ons nou gesien dat die Britse openbare uitsaaidiens, die BBC, in die sop beland het. Nou ja, mens moet ook eerlikwaar sê, dis nie die eerste keer nie, maar die probleem hier is natuurlik dat die vyand nou die Amerikaanse president Donald Trump is. En ons ken almal vir Trump. Trump gaan lê nie. As Trump 'n vyand het, dan veg hy behoorlik teen daai vyand. En die BBC het daarin geslaag om van Trump 'n vyand te maak. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor 'n sogenaamde panorama dokumentêr. Panorama is 'n program op die BBC. Hulle het 'n dokumentêr gemaak oor die gebeure van 6 Januarie 2021 en Trump wat natuurlik 'n lang toespraak daar by die Eclipse. Nou dit is daar die groot grasperk langs die Withuis waar Trump 'n toespraak gelewer het aan duisende van sy ondersteuners en hulle het selektief sinne uit sy toespraak gaan uithaal en dit toe aan mekaar gekoppel. Die een waar hy byvoorbeeld gesê het vir sy ondersteuners, julle moet protesteer, en dan baie later waar hy sin gesê het waar hy die woord veg gebruik het en hulle daai twee sinne direk aan mekaar gaan koppel, dit saam uitgesaai en laat dit lyk asof Trump sê gaan na die stap na die kongresgebou toe en veg en met ander woorde asof hy sy ondersteuners opdrag gee om geweld te pleeg. Nou dis nie die enigste poging nie, maar dis baie duidelik binne in hierdie dokumentêr dat hierdie dokumentêr 'n narratief gebruik het waar die persepsie geskep moes word dat Donald Trump geweld aangemoedig het. Donald Trump wou vir sy ondersteuners sê om geweld te pleeg. En dit is eintlik maar die oorwoë tema dan nou van hierdie dokumentêr. Nou kom ons wees baie eerlik, daar is die afgelope paar maande ondersoeke gedoen, byvoorbeeld oor die BBC se beriggewing oor die oorlog in die Gaza-strook. BBC het 'n Arabiese nuusdiens, televisiekanaal, 'n radiostasie en 'n webblad in Arabies. Nou daardie Arabiese BBC-diens het met tye Hamas-vegters as helde uitgebeeld. Die probleem is ons weet nie daarvan nie, want ons kyk dalk na die Engelse BBC of besoek die Engelse BBC nuuswebblad en daar's baie goeie verslae hieroor en dan kan 'n mens nou aanhou om te verwys na die beriggewing oor talle ander kwessies die afgelope paar jaar waar die BBC 'n duidelike vooroordeel in sy nuusberiggewing geopenbaar het. Nou na die hele insident met Donald Trump en Trump se woede daaroor het van die senior leiers van die BBC bedank, maar Trump is steeds nie tevrede nie. Hy vereis tans 'n verskoning van die BBC, sowel as dat hulle hierdie dokumentêr onttrek en hulle self dis eintlik dan nou distansieer van hulle eie dokumentêr. Indien dit nie gebeur nie, gaan Trump $1 miljoen eis in 'n hofsaak teen die BBC. Nou die BBC verkeer reeds onder druk. Dit is natuurlik 'n reuse nuusdiens. Dit is om die waarheid te sê die grootste openbare uitsaaier in die wêreld. Meer as 20,000 personeel. En die Britte betaal daarvoor. Elke Britse huishouding betaal in randterme omtrent R3,000 'n jaar aan 'n lisensiefooi wat verpligtend is. Dis verpligtend vir alle Britse huishoudings, alle sakeondernemings en alle geregistreerde organisasies, regering en nie regeringsorganisasies. So dis 'n reuse bedrag geld. Omtrent 80% van die BBC se inkomste kom dan uit al hierdie lisensiefooie. Nou as ons dink in Suid-Afrika en ek weet
weet in Suid-Afrika betaal baie min mense nog televisielisensies, maar as ons dink 'n televisielisensie in Suid-Afrika is duur, dink nou maar aan 'n lisensie van R3000 'n jaar. Dit is wat Britse huishoudings elke jaar moet betaal. Daarmee word die BBC gefinansier. Hulle het dan nog so 15% van hulle inkomste uit advertensieinkomste en dan 5% wat nog deur ander regeringsdepartemente uiteindelik bygedra word. So, dis 'n reuse maatskappy, 'n reuse nuusdiens wat reg oor die wêreld uitsaai, radiostasies het, nuuswebblaaie, televisiekanale in verskillende tale. Maar dis baie duidelik dat daar 'n vooroordeel is. Dit was al die geval gewees met die Brexit referendum, toe die BBC 'n duidelike vooroordeel getoon het in gunste van dat die Verenigde Koninkryk deel van die Europese Unie moes bly. In Britse verkiesings is dit baie duidelik dat die BBC baie meer ligtheid gee vir die Arbeidersparty en die Liberaal Demokrate, en dit is nou ook waarom die Reformparty in die Verenigde Koninkryk van Nigel Farage sê dat die BBC geprivatiseer moet word. Dat die lisensiefooie wat tans betaal moet word, uitgefaseer moet word, of dan ten minste dat mense dit vrywillig moet betaal, dat mense nie verplig moet word om sulke fooie te betaal nie. Hoekom? Daar is in Brittanje baie privaat nuusdienste. Daar is Sky News, ITV, daar soveel televisiekanale, radiostasies, nuuswebblaaie wat almal met 'n eie inkomste, advertensieinkomste en skenkings en donasies self 'n nuusdiens moet lewer. So is daar regtig nog 'n behoefte in Brittanje aan 'n openbare uitsaaie. Nou dit is 'n vraag wat nie net in Brittanje gevra word nie. Dit word gevra in Kanada oor die Canadian Broadcasting Corporation, dit word gevra oor PBS en PBR in Amerika waar die Trump-administrasie reeds die fooie dramaties verminder het na openbare uitsaaiers in die VSA. Dieselfde vraag word in talle ander lande gevra. Kom ons wees eerlik, die nuuslandskap in die wêreld het dramaties oor die laaste paar jaar, sê die laaste 2-3 dekades veral verander. Ons sien dit in Suid-Afrika ook. Maak dit nog sin om 'n openbare uitsaaier in Suid-Afrika te hê? Sal dit nie baie meer sinvol wees as die openbare radiostasies in Suid-Afrika geprivatiseer word nie? Dis 'n baie geldige vraag. Ons sien dat die SAIK in Suid-Afrika finansiëel voortdurend onder geweldige druk verkeer, dat hulle eintlik tegnies bankrot is en dat die gevolg daarvan eintlik is dat 'n al hoe swakker nuusdiens gelewer word omdat die SAIK eenvoudig dit nie meer kan befonds nie. Sou baie van die SAIK se nuusdienste geprivatiseer word, sou hulle eintlik dalk oor 'n beter vermoë beskik om regtig nog nuus te kan uitsaai, en sal hulle moet meeding in 'n landskap, 'n media landskap waar dit natuurlik vandag soveel makliker is om nuus te kan produseer. Kom ons wees eerlik, 30 jaar gelede was dit duur. Jy moes ateljee's gehad het, nuuskantore reg oor die land, buitelandse kantore gehad het. Vandag is dit nie meer nodig nie. Dis baie goedkoper, baie makliker met kommunikasietegnologie, met die internet, met bekostigbare toerusting om eintlik enige plek in die wêreld 'n nuusdiens te kan lewer. En ons sien hoe daar 'n baie groter aanbod dan ook internasionaal van nuus is. En ek dink dit gaan die toekoms wees. In Brittanje loop die Reformparty voor in alle peilings. As daar 'n verkiesing gaan plaasvind in die toekoms, gaan hulle waarskynlik 'n verkiesing wen en gaan daar groot druk daarop kom dat die BBC moet begin privatiseer. Dieselfde gaan reg oor die wêreld gebeur. Ek dink dit is die begin van die einde van openbare uitsaaiers, openbare nuusdienste wat deur belastingbetalers gefinansier word reg oor die wêreld. Ons het in sommige lande al die privatisering daarvan gesien. Die insident nou met Trump en die BBC gaan waarskynlik die begin daarvan wees ook in Brittanje. Die afgelope 80 jaar is daar eintlik so in Europa 'n konsensus gewees dat militêr sal Frankryk leierskap neem en ekonomies Duitsland. En die twee lande wat altyd oor hierdie soort van verstandhouding beskik het. Natuurlik is dit 'n naderdraai van die Tweede Wêreldoorlog. Duitsland wat gedemilitariseer het na die Tweede Wêreldoorlog. En ons weet hoe die Bundeswehr, die Duitse weermag, oor dekades al hoe kleiner geraak het.
tegnologies verouderd geraak het, tot by 'n punt waar die Duitse minister van verdediging, Boris Pistorius, verlede jaar gesê het dat Duitsland homself nie meer kan verdedig nie. Dat sou 'n land soos Rusland byvoorbeeld, maar baie ander lande ook, Duitsland moet aanval. Duitsland eenvoudig glad nie oor die vermoë sou beskik om homself meer te kan beskerm en verdedig nie. Nou, die konsensus was natuurlik dat NAVO daardie rol moes speel. So daar's eintlik oor jare gesê, maar goed, Amerika het 'n sterk militêre teenwoordigheid in Duitsland, 30.000 Amerikaanse soldate. Frankryk het 'n baie sterk weermag en Frankryk behou sy sterk weermag en daarom sou daar militêre aggressor in Europa wees. Dan sou NAVO en al die lande saam dan hulle self kon verdedig. Daardie landskap het begin verander. Daardie denke het baie interessant verander. Enkele jare gelede onthou ek debatte in die Duitse parlement waar daar gesê is, maar daar kan nie in Duitsland enige militêre vervaardiging wees nie. Met ander woorde, ek onthou in die Merkel-jare is vervaardiging van wapens en ammunisie in Duitsland uitgefaseer. Duitsland sou eerder 'n bietjie wapens en ammunisie uit die buiteland aankoop, maar daar was eintlik 'n algemene gevoel dat Duitsland nie net 'n klein weermag moet hê nie, maar dat hy nie eers sy eie wapens en ammunisie moet vervaardig nie. Dit het nou totaal en al verander. Duitsland is besig met 'n reuse militêre heropbou en die afgelope week het die Duitse minister van verdediging gesê dat hulle beplan om teen 2029 153 miljard euro per jaar op verdediging te spandeer. Dis 3,5% van die Duitse bruto binnelandse produk. Dit beteken dat Duitsland volgens 'n persentasie van BBP een van die lande in die wêreld sal raak met die grootste militêre spandering. Nou daar's interessant genoeg, is dit baie groter as enige ander Europese land. Frankryk wat teen 2030 maar 80 miljard euro op verdediging sal spandeer. Pole so bietjie meer as 40 miljard euro. Met ander woorde, Duitsland sal teen 2030 baie meer op verdediging spandeer as enige ander Europese land, meer as Brittanje, Frankryk, Pole, die lande wat alreeds baie groot militêre begrotings het, en met ander woorde, ergens in die 2030s sal Duitsland waarskynlik die grootste weermag weer in Europa hê. Die eerste keer sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog. En nou is hier 'n baie belangrike ander verskywing wat besig is om plaas te vind. Die afgelope week het daar ook 'n debat hieroor in die Duitse parlement plaasgevind, en dit gaan oor plaaslike vervaardiging. 'n wesenlike beleidsverskywing in letterlik 10 jaar, 'n reuse beleidsverskywing, en dit is om te sê dat Duitse maatskappye moet nou begin om Duitse tanks, bote, byvoorbeeld satelliete wat gebruik word in verdediging, missiele, radarstelsels en selfs aanvalshommeltuie te vervaardig. So, die gedagte is dat daar ook 'n reuse militêre industrie in Duitsland weer gevestig sal word. Nou, Duitsland vervaardig nog, hulle vervaardig nog die Duitse Leopard tanks en ander ammunisie. Dis nie dat daar niks vervaardig word nie, maar dis natuurlik oor dekades baie afgeskaal. So die gedagte is dan nou ook dat daar 'n geweldige heropbou sal wees van militêre, die vermoë om dan nou self wapens en ammunisie te vervaardig, en soveel as 377 miljard euro se plaaslike militêre vervaardiging wat teen 2030 dan nou moet plaasvind. En daar is 'n hele klomp ontwikkelingsmaatskappye, nuwe maatskappye wat gestig word, maar ook bestaande Duitse maatskappye wat stelselmatig in die vervaardiging-industrie begin inbeweeg. So, 'n baie groot stil, 'n baie groot beleidsverandering wat eintlik daar in Duitsland plaasgevind het. So, iets wat ons sal dophou, daar is 'n militêre heropbou wat wêreldwyd besig is om plaas te vind. Verlede jaar 'n 10% verhoging in globale militêre spandering in vergelyking met die vorige jaar. Dit gebeur wêreldwyd plaas tans, selfs in Europa en in Duitsland. Dit gaan in Europa natuurlik verhoudinge dramaties verander, en ons sal sien presies hoe dit in die toekoms dan nou sal funksioneer, hierdie verhoudinge, onder andere ook tussen Frankryk en Duitsland, tussen Duitsland en Pole, binne NAVO, maar uiteindelik ook met die vrese wat daar natuurlik bestaan vir Russiese aggressie. Nou ja, dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys. Ek hoor graag, wat dink julle hiervan? Wat dink julle van die G20-beraad wat volgende week plaasvind? Ons sal dan volgende week 'n bietjie meer daaroor gesels. Totsiens.